Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens en in die huis van die Here hier waar ons so saam by mekaar kom om die Here te dien as 'n gemeenskap van gelowiges wat die huishouding van God uitmaak. Geliefdes, as ons vanoggend hier by mekaar is, dan is ons hier om die Here te eer, te loof en te prys en by hom 'n boodskap te kry. 'n Boodskap wat hy vir ons in die week in uitstuur om ook hom te eer en ons lewens volgens hom in te rig. Maar voordat ons dit doen, geliefdes, kom ons dink aan die wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat swaar kry. Ons begin altyd ons erediens so en ons dink steeds vanoggend aan Adel Supra, ons dink aan Jan en Elbie van die kerk, ons dink aan Kobus Smoek en Louise Kellerman, en dan ook geliefdes Sonja Slebush, oom Norman en Rina Best, Gerda Meiburg, Margrita Els, Marie Pinaar en dan ook oom Henny Oosthuizen. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader, juis wanneer mense swaar kry, siek is en ly. Dankie Here dat ons ook so U mag nader wanneer ons U die nodigste het. Sonder U het ons geen kant om te draai nie. Sonder U is ons verlore. Maar met U, Here, is enigiets moontlik. Ja, Here, wat vir die mens onmoontlik lyk, is by U moontlik. Daarom, Here, kom ons na U toe met eerbied en ontzag. Ons wil vir U vra, Here, om genesing te bring, herstel. Vir die wat so swaar kry en wat ly en wat siek is. Ons bid ook, Here, dat vir die Here wat nie noodwendig gesond kan word op hierdie huidige stadium nie, dat U vir hulle tog 'n wonderwerk sal bewerkstellig. Maar alleen, Here, net uit U wil, nie ons wil nie. Terwyl ons dit bid, Here, vra ons bovenal vir vrede, vir krag, vir moed, geduld en ook so, Here, dat U ons sal seën, so sal seën, dat ons die mense wat dit die nodigste het, ook sal dra. Maak ons hande sterk, sodat ons hulle ook kan ondersteun. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet volgende Here met 'n blye hart, met vreugde. Kom ons groet hom met lied 190. Ons sing daar die hele lied, Grote God, aan U die eer. Grote God, aan U die eer.
Geliefdes, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons redder en verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing nou tot lof van die Here en ons sing uit lied 203 vers 1, 2 en 4. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werkmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons dan ons skuld bely deur te sing uit lied 230 vers 1 en 3. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof dan soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang en ons sing uit lied 219 vers 1 en 3, is dit? Goed.
Broers en susters, as ons dan nou so die Here nader en by hom wil hoor wat hy vanoggend uit sy woord vir ons wil sê, dan moet ons hom nader in gebed en nederigheid. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Hemelvader, Heilige God, U het ons lewe gegee. En hierdie lewe wat U vir ons gegee het, is soos 'n ver pad. Dis 'n pad wat ons stap. Hierdie pad het sy eie draaie, al sy oppe en al sy awe. En Here, ons waardeer dat U vir ons so 'n lewe gegee het. Ons wil egter vanoggend na U toe kom en vra, wat maak ons, Here, as ons by 'n doodloopstraat kom? Wat maak ons, Here, as die lewe vir ons wil keer? Wanneer siekte, lyding, wanneer allerlei omstandighede, armoede en swaar kry. Wanneer al hierdie dinge ons wil verhinder om die pad te stap. Selfs wanneer die dood aan ons deur kom klop, o Heer. Wat maak ons wanneer die einde in sig is? O Heer, as ons vanoggend na U toe kom, dan weet ons in U woord is daar waarheid. In U woord is daar lig uit die duisternis. Uit die woord leer ons dat die doodloopstrate in U hande is. Dat U, Here, is nie die een wat afgeskrik word vir doodloopstrate nie. Nee, Here, U gee vir ons 'n nuwe pad. Ek bid dat U vanoggend vir elke lidmaat, elkeen wat hierna luister, die insig, die wysheid, die wonderbaarlike kennis sal gee, dat by U is daar meer as 'n doodloopstraat. Dat dit wat U vir ons kan doen, is veel meer as wat die wêreld bied. Bring tog by elkeen vanoggend die diepe besef, dat getrouheid, gehoorsaamheid en eerbied aan dit wat U doen, die pad wat U ons oplei, is die enigste pad na redding. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die profeteboek van Jesaja. Jesaja in spesifiek hoofstuk 43 vanaf vers 14 tot en met vers 25. Die boek van Jesaja natuurlik 'n baie interessante gedeelte en ook 'n boek wat ek al telkens 'n kere van die kansel af genoem het. Een van die boeke is wat Jesus die meeste aanhaal as hy ook praat. Dit is hierdie profeteboek wat baie van ons Nuwe Testament skrywers gebruik om ook die koms van Jesus, die voorspellings te bevestig. En so, as ons hierdie teks lees, is dit belangrik om altyd in gedagte te hou, dat van die vroegste kerk af, van die eerste Christelike gelowiges af, was dit die boek van Jesaja, wat baie gebruik was, om ook so ons geloof, en ook ons pad met God, te ondersteun en op te bou. Ons is steeds in lydenstyd. Ons is in die tyd, geliefdes, waarna ons kyk na die kruis van Jesus, en wat dit beteken vir my en jou, en hoe dit vir ons ook redding bring. Ek dink in besonder vanoggend, dat Jesaja kan ons help. Hy kan vir ons leer wat die lyding, die kruisdood, en die opstanding van Jesus vir my en jou beteken. Hy kan vir ons nuwe insigte bring. So kom ons nader die teks, kom ons kyk,
wat Jesaja vir ons ook so hierin sê. Dit lees soos volg: So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel. Om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel, en laat ek sy inwoners, die Galdeërs, vlug, met dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op sy volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle is soos 'n lampput uitgedoof. Maar moenie net aan vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in droë wêrelde riviere opspring. Wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Maar jy het my nie aangeroep nie, Jakob. Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie, Israel. Jy het nie vir my kleinvee as brandoffers gebring. My nie met offers vereer nie. Ek het jou nie belas met graanoffers nie. Jou nie moeite aangedoen om vir my wierook te bring nie. Jy het nie geld uitgegee om vir my wierookoffers te koop nie. En jy het my nie met die vet van offers verkoop nie. Inteendeel, jy het my belas met jou sondes. Jy het my moeite aangedoen met jou oortredinge. En tog is dit ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Julle weet, in vandag se tyd veral, is daar paaie wat enige iewers kan gaan. Daar is paaie wat oor groot riviere kan ry. Daar is paaie wat oor ver afstande met 'n groot brug. Ons sien dit veral in Amerika, nê, selfs oor die grootste damme en dalk selfs deur die see kan loop. Ons sien paaie kan selfs op 'n grondpad enige iewers gaan. Jy kan deur berge, deur 'n tonnel ry. Paaie kan jou allerlei plekke heen neem. Maar dit bly en sal altyd wees net meeste paaie. Want daar is en sal ook altyd wees doodloopstrate. Want daar is nooit en sal ook nooit weer wees en sal nooit wees 'n pad wat ten volle klaar gebou is nie. Daar is altyd 'n plek, altyd iewers waar 'n pad tog ophou. En ons sien dit, geliefdes, wanneer hulle groot bordjies opgooi
en sê, hierdie is 'n doodloopstraat. Hier kan jy nie verder nie. Dit is daar, geliefdes, dat jy gewoonlik dan so 'n 3-punt draai of vir baie van ons 'n 6-punt draai moet maak, om dan uiteindelik weer terug te gaan. Want wat anders kan jy doen as jy by 'n doodloopstraat kom? Wat kan jy doen anders as om terug te kyk na waar vandaan jy gekom het? Wat maak jy met 'n doodloopstraat? Anders as om te draai. Dit is sekerlik die mees natuurlike ding. Maar wat as? Wat as, geliefdes, die pad van die lewe 'n eenrigting pad is? Wat as daar nie 'n baan terug is nie? Wat as jy by 'n doodloopstraat in jou lewe kom en jy besef jy is op 'n eenrigting pad? As jy moet terugdraai, dan sou jy die wet oortree. As jy terugdraai, sou jy dalk 'n ongeluk maak. As jy sou terugdraai, sou jy verkeerd wees. Sien, geliefdes, meeste van ons wat vanoggend hier is, ek en jy, het ons eie doodloopstrate. Jy het sekerlik al beleef. Was daar al geleenthede in jou lewe wat totaal en al 'n einde was aan iets wat jy so baie lief voor was? Het jy ooit op 'n plek gekom, geliefdes, waar jy gesê het, van hier af is daar geen ander draai nie? Was dit dalk jou finansies op 'n tyd? Was dit dalk jou huwelik? Was dit dalk die verhouding met jou kinders? Of met 'n goeie vriend? Was dit dalk die dood van 'n geliefde? Was dit dalk jou gesondheid wat nooit weer sou terugkeer na wat dit was nie? Is jou doodloopstraat dalk jou ouderdom? En die feit dat jy nie meer die dinge kan doen soos jy dit gedoen het nie? Ons weet, en ek ken ook baie van julle wat sê, toe ek jonger was, het ek dit en dat gedoen. Ek het rugby gespeel, ek het dit en dat gedoen. Maar nou kan ek dit nie meer doen nie. Dit is vir my 'n doodloopstraat. Al geliefdes, ek wil vir julle sê, dat Jesaja het ook so 'n doodloopstraat raak gesien. En Jesaja het so deur die woorde wat hy geskrywe het en uit die mond van God dan nou vir ons gesê wat God maak met doodloopstrate. En hy het vir ons geleer uit hierdie gedeelte dat doodloopstrate is die dinge wat die Here die beste hanteer. Hy begin in ons gedeelte vanoggend hier met die volgende gedagte. Hy sê, so sê die Here, julle verlosser, julle redder. Om julle ontwil sy stuur ek iemand teen Babel, teen die Galdeërs. Nou, wie is die Babel of die Babiloniërs en die Galdeërs? Nou, u sal weet, en ons het dit nou al baie keer hier ook gesê, die Babiloniërs en die Galdeërs was die wat uiteindelik Israel en ook die tempel van die Here totaal en al verwoes het. Alles tot op die grond toe uitgevee het en die mense in boeye weggevaar het na hulle eie land toe. En hulle as soos tweede klas mense, as amper soos slawe behandel het, dat hulle vir hulle gewerk het en dat hulle so misbruik was. As die Babiloniërs jou oorwin het as 'n nasie, dan was jy hulle eiendom. Vir baie lank, vir baie jare het Israel onder hulle gefunksioneer en dit is Jesaja
Jesaja wat begin verkondig dat daar is uitkoms uit hierdie verdrukking, uit hierdie seer wat hulle beleef. En hier in Jesaja 43, dan begin die Here sê, hy stuur iemand teen Babel. Nou hierdie persoon, weet ons, was koning Kores. Koning Kores van Mede en Persië. Mede en Persië was die volk wat Babylonië oorwin het, en dit was koning Kores wat vir die volk van Israel die geleentheid gegee het om terug te gaan na hulle eie land. Maar hoor bietjie, wat sê Jesaja hier vir die volk? Hy sê vir hulle, ek stuur iemand om julle te bevry, maar hoor nou, sê die Here, ek is die Here, julle God, die skepper van Israel, julle koning, so sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het tot hulle ondergang toe. Wat die Here hier sê is, julle is by 'n doodloopstraat. Die Babyloniërs is hierdie doodloopstraat waar jy nie verby kan kom nie. Dan sê die Here, kan jy onthou dat daar eens op 'n tyd 'n pad was wat soos 'n doodloopstraat geëindig het vir julle? Toe die volk net bevry was uit slawerny, toe hulle net bevry is uit die mag van Farao en Moses hulle begin lei het, waar was hulle doodloopstraat, geliefdes? Was dit dan nie daar by die beroemde see nie? Toe hulle daar by die Rooi See staan en in die agterkant van hulle is daar 'n oorlogsmag van strydwaans en perde wat hulle aanval en Farao se spyt wat op hulle neerdaal. Wat, geliefdes, was hulle uitkoms? Waarheen sou die Israeliete kon gaan in daardie omstandighede? Aan die een kant die oop en wye see, aan die ander kant die dood wat op hulle neerjaag. En die Here sê vir Moses, steek jou staf in die see en ek sal 'n pad maak. En die pad word oop, het dit nie? Ons almal ken hierdie verhaal, doen ons nie? Ons ken dit vandat ons 'n klein ou babietjie was, het ons ma's en pa's ons vertel van die see wat oopgemaak is en 'n pad deur die oseaan. Hierdie pad, geliefdes, hierdie pad is 'n herinnering. Is 'n herinnering dat God altyd weer 'n pad maak. Die grootste en belangrikste ding wat die Here hier sê, is hy sê vir die Israeliete, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Hy sê, ek maak in die woestyn 'n pad. Die Here herinner hulle van die paaie wat hy gemaak het deur die oseaan. En hy sê vir hulle, julle moenie net dink dit het daar gebeur nie. Hy sê dit sal ook hier gebeur. Hulle moes nou teruggaan na hulle eie land. Maar vir hulle was dit soos die groot en verlore woestyn. En die Here beloof om 'n pad te maak. Hy beloof om vir hulle die weg oop te maak, om te wys waarheen hulle moet gaan, maar meer is dit. Hy wys vir hulle dat hy vir hulle ook water in die droë land sal gee, om hulle dors te les. Geliefdes, dit is die dinge wat die Here doen.
Dit is die dinge waarmee ons God so goed is. Die Here maak nuwe paaie. Die oomblik wanneer jy dink, daar het 'n einde gekom, dan sê die Here, daar is 'n nuwe pad. Vat gou weer 'n toets. Neem gou weer voorraad van jou denke. Kan jy onthou net vroeër in hierdie erediens het ek gevra, daardie doodloopstrate in jou lewe? Al daardie dinge waarin jy gedink het. Ek wil vir jou vra, wat het van dit geword? As jy vir my vandag sê, dit is nog daar, hoeveel plekke in jou lewe was daar al doodloopstrate? En het daar ewe skielik, sonder dat jy dit kan verklaar, en dalk op 'n wonderbaarlike en wonderwerklike wyse, 'n pad in die woestyn gekom. Wat het dit van jou gevra? Wat het dit van jou gevra? Wat vra dit van jou nou? Die antwoord, geliefdes, is geduld. Wat jy die nodigste het, wanneer 'n doodloopstraat voor jou staan, is geduld. Want die meeste mense, wat terugkyk, wanneer doodloopstrate voor hulle is die mense, wat nie 'n toekoms kan insien nie. Dit is die mense wat so geneig is om te praat van die goeie ou dae. Dis die mense wat terugkyk en sê, ek wens ek kon weer. Maar dit is nou, jy wat op die Here vertrou, met al jou geduld, wat moet weet dat die Here vir jou 'n nuwe pad maak. In Spreuke 3 vers 5 tot 6, dan sê dit die volgende: vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dit is hierdie pad. Dit is juis hierdie pad wat die Here Jesus ons opstuur. Dit is ook so dat hierdie woorde profeties is. Die woorde van Jesaja, waarin hy vir ons sê dat die Here iets nuuts doen, dat hy 'n pad deur die woestyn maak, dat hy ook 'n nuwe uitkoms bring. Is profeties van die Here Jesus Christus. Ons hoor in Hebreërs 10 vers 19 tot 23 die volgende: broers en susters, sê hy, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en wat na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Dis eens op 'n tyd. Nie baie lank terug nie, maar net so wat 2000 jaar gelede was die mens by 'n doodloopstraat. 'n Doodloopstraat wat sê dat die dood is al wat op jou wag. Leef soos jy wil, leef soos jy doen, probeer om die Here te eer soveel as wat jy kan, maar die dood sal jou einde bly. Vat al jou kronkelpaaie, al jou draaie, maar die doodloopstraat wag vir jou. Net so wat 2000 jaar gelede is daar 'n nuwe weg gebaan. Deur die kruis.
Die kruis van Jesus Christus, daardie pad na Golgotha, het gelei na die ewige lewe. En 3 dae na sy dood, het hy opgestaan en verby daardie doodloopstraat geloop. En het hy dit vir my en vir jou ook 'n moontlikheid gemaak. Die vraag is, hoekom doen die Here sulke dinge? Hoekom doen hy dit vir my en vir jou? Hoekom bring hy soveel hoop? Die antwoord dink ek lê aan die einde van hierdie gedeelte. Aan die einde van hierdie gedeelte dan bring die Here die volgende op. Hy sê vir hulle, ek het nie van julle graanoffers verwag nie. Ek het nie julle die las opgelê om sekere dinge te doen nie. En selfs al wou ek gehad het dat julle dit moes doen, selfs al wou ek gehad het julle moes my dien, het julle dit nie gedoen nie. Hy sê, ek het nie julle belas nie. Nie julle swaar laat dra nie. Inteendeel, julle het my swaar laat dra. En tog vergewe ek jou. Want, sê die Here, hy is getrou aan homself. Toe die Here die mens gevorm het, aan die begin van die skepping, en hy gesê dat ons hulle sal maak na ons beeld, en hy het liefde jou gemaak het, het hy dit gedoen omdat hy wou, omdat hy aan homself getrou is, uit sy eie hart uit, het hy jou gemaak. Hy kom bevry jou nie, maak jou nie verlos, of gee jou nie saligheid, omdat jy dit verdien nie. Hy doen dit, want hy is getrou aan homself, en omdat hy wil. Nou wat is die punt van al hierdie dinge? Die punt, geliefdes, is die volgende. Ek en jy, in al ons doodloopstrate, wil soms vir die Here sê, daar is nergens om te draai nie. Ek en jy, in al ons klein geloof, wil in die skytjie na die Here toe uitroep as die storm te groot begin raak. Maar dit is nou, met die woorde van Jesaja waarin ons moet hoor, moet onthou, moet weet, dat die Here maak nuwe paaie. Dit is wat hy doen. Dit is wat die Here doen. En al sy wonderlike genade, dit is wat die Here doen. Jy hoef nie mismoedig te wees nie. Jy hoef nie verlore te voel, of te voel asof jy nêrens heen kan gaan nie. Nee, hoor die genade. Jy het nog 'n pad om te stap. En jou geliefdes, wat gesterf het, o jou grootste doodloopstraat, die dood van jou geliefdes, wat 'n groot doodloopstraat, o liewe kind van die Here, onthou. Ja, en weet vandag die woorde van Jesaja, kyk, sê die Here, ek gaan iets niets doen, ek maak in die woestyn 'n pad. Ek bring verlossing, ek gee uitkoms. Dink maar net, o ja, dink maar net, toe Dawid nie uitkoms gehad het nie, en hy nie geweet het hoe hy die kloue van Saul sou uitkom nie, waarheen het hy gegaan? Waarheen kon hy uit sy eie mag en uit sy eie krag uitloop? Nee, geliefdes, uit sy eie krag het hy gevlug, hy het in grotte gaan wegkruip vir Saul, maar dit was deur die Here dat hy 'n nuwe pad kon stap en koning van Israel geword het. Wat dan nou van Noag?
waarin die Here die hele mensdom sou verwoes. 'n doodloopstraat vir almal van ons. As die reën sou neerval, was ons almal soos 'n lampet uitgedoof. Maar dit was die Here wat by Noag gesê het, hier is 'n nuwe pad. Was dit nie Sadrag, Mesig en Abednego, wat in die boek van Daniël in die vuuroond gegooi was, en dit was hulle eie doodloopstraat. Hulle staan voor koning Nebukadnezar en hy sê vir hulle, jy moet voor my buig of jy gaan sterf. En die 3 manne, wat sê hulle vir hom? Selfs al sou ons vandag hier sterf, ons sal jou nie dien nie. Hulle word in die vuuroond gegooi en hulle dink dit is die einde, maar nee, 'n nuwe pad. As koning Nebukadnezar in die vuuroond kyk, dan sien hy nie 3 manne nie, maar 4, en die 4de een lyk soos 'n hemelwese, en hulle stap uit. Hulle ruik nie eers soos die rook van die vuur nie. Wat dan nou van die boek van Jesegiel, waarin daar dor, droë bene reg rondom hom lê, en die Here sê dat al wat jy moet doen is spreek en praat en vra, en daar sal vleis en lewe aan hierdie bene kom, en hy doen dit, en wat gebeur? 'n nuwe pad. Dit was die Israeliete, wat vir eeue, vir jare lank, was hulle vasgevang in die kloue van Egipte. En dit was 'n hakkelende ou skaapwagter wat eens soos 'n prins behandel was, Moses, wat uitkoms deur die Here gebring het. 'n Pad deur magtige waters na die beloofde land. En so ook Joshua kan ons aan dink. Ons kan dink aan die profeet Hosea, wat praat van dat die Here uitkoms bring. Selfs al verdien hulle die straf, sê die Here, ek het jou so lief, my liefde brand te sterk, ek sal vir jou 'n pad gee. Ek noem hierdie dinge. Ek sê dit vir u, sodat u kan weet, sodat u sal onthou, dat dit is wat die Here doen. Die Here maak nuwe paaie. So, nou wil ek vir u 'n uitdaging gee. U hoor nou dat u doodloopstrate is nie al wat daar is nie. En as ek vanoggend afsluit, wil ek afsluit met die gedagte van Jeremia 31 vers 21. Jeremia 31 vers 21 sê die volgende. Hy sê, rig vir jou padwysers op. Bring vir jou rigtingsborde aan. Hou jou oog op die groot pad, op die pad wat jy moet loop. Kom terug, Israel. Kom terug na jou stede toe. Jy is 'n padwyser. Het jy dit geweet? Het jy geweet dat jy is soos 'n rigtingsbord? Iemand wat die pad sal aanwys. Jy moet vir die wat geen uitkoms het nie, vir die wat nie weet meer hoe om te loop nie, moet jy vir hulle wys dat die Here maak 'n pad in die woestyn, water in 'n droë wêreld, dat dit is die Here wat 'n pad gemaak het deur magtige waters. Dit is jy wat moet aanwys, wat moet wys vir hierdie verlore wêreld, dat kyk, die Here sê, hy gaan iets nuuts doen. Dit is jy. Jy is die rigtingaanwyser. Jy is die een wat op die pad staan. En terwyl die bordjie sê doodloopstraat, moet jy vir daardie geliefde van jou sê, moenie bekommerd wees nie. Daar is 'n nuwe pad.
Liewe kinders van die Here, my gebed vir u vanoggend is die volgende. Is dat u sal onthou wat die Here gedoen het. Hoeveel keer hy al jou paaie oopgemaak het, nuut gemaak het. Net soos die Israeliete teruggekyk het na die pad deur die see. My gebed vir u vanoggend is ook dat u nie by sal stil staan by die paaie wat die Here reeds vir jou oopgemaak het nie. Maar dat jy sal weet die Here is selfs vandag nog besig om iets nuuts te doen. En dat hy maak vir jou ook 'n nuwe pad. Dat hy maak vir jou ook die pad deur die kruis oop. My gebed vir u vanoggend is dat u 'n rigtingaanwyser sal wees. Dat u ook so 'n padwyser, rigtingbord vir die wat verlore is, sal wees. En wyd, geliefdes, is die pad wat lei na die verderf. Maar nou en smal is die pad na geregtigheid. Wys dit aan. Wys die doodloopstrate weg en laat die wat dit die nodigste het dit in jou sal vind. Wees jy die voorbeeld van hoe dit lyk as iemand verby hulle doodloopstrate loop. Hou moed, staan vas, moenie opgee nie. Vertrou op die Here, wees geduldig by jou doodloopstrate en stuur die weg op die pad wat die Here vir jou maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe pad sou bring. Dat U ook vir ons nie maar net los by die stories van die verlede nie. Dat ons nie maar net is daar waar die see oopgemaak word of by die paaie in Babel nie. Dat selfs vandag nog, ja Here, U nog steeds iets nuuts doen, dat dit op die punt is om te gebeur, dat ons dit al kan sien kom. Ja Here, U maak ook vir ons in ons lewens 'n nuwe pad. 'n Pad na die ewige lewe, 'n pad na uitkoms, 'n pad, Here, na herstel. O Here, hoeveel keer het ons nie vertrou op die draaie van die lewe nie. Hoeveel keer het die lewe nie ons by doodloopstrate uitgebring nie. Maar vandag, o ja Here, vandag kan ons sien, kan ons weet, dat dit is U en dit was nog altyd U, wat by daardie einste doodloopstrate nuwe paaie vir ons gemaak het. Nou loop ons op 'n nuwe pad. Ja, elkeen wat vandag uit hierdie kerkgebou uitstap, stap hier uit, nie by 'n doodloopstraat in nie, maar by 'n nuwe pad in, Here. Nou wil ek U vra, ek wil by U bepleit, ek wil by U kom smeek, kom met U Heilige Gees in hulle lewens in. Kom Here, kom vul hulle lewens met U Gees en dryf hulle om rigtingaanwysers te wees. Om op hierdie nuwe pad vir hierdie verlore wêreld te wys dat daar is meer as doodloopstrate. O Here, dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie Here dat uit U eie keuse, omdat U getrou is aan U self, ons verlos het. Dankie Here dat U nie meer dink aan ons sondes nie, maar dat U ook so vir ons 'n pad, 'n weg na die hemel toe gebaan het. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, as ons afsluit vanoggend, dan sing ons van hierdie weg waarna toe die Here ons stuur, hierdie pad en die feit dat ons ook so die pad moet aanwys.
Kom ons sing saam lied 488. Helder skyn die lig vir die nasies. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Die volgende mense verjaar hierdie week. Die 30ste Maart is Soyes Nudee en dan ook Diane Cornelius, baie geluk met julle verjaarsdag. Die 31ste is Hendrik Kellerman, ek dink Louise se seun, nee. Hendrik Kellerman. Is ek reg? Ekskuus. Alma se broer. En dan die 1 April is Bets van Sail, baie geluk aan die Bet. En dan ook die 2 April Letty Kuipers, dan die Letty, baie geluk met Tannie se verjaarsdag. En dan ook die 4de Anel Harmse, baie geluk ook met jou verjaarsdag. En dan die 5de Ad van Sittert. Mag die Here julle ryklik seën en vir julle 'n wonderlike en geseënde nuwe lewensjaar gee. Dan geliefdes, op ons agenda hierdie week, ons het weer Bybelstudie en ons vra ook as jy nog 'n kalender wil hê en ons het nog geen kalender nie, asseblief gaan kry vir u een in die saal. Dis 'n besondere kalender, dis ons Eeufeeskalender. Ons vra ook geliefdes en herinner u dan ook vanoggend dat hierdie jaar is vir ons 'n groot jaar. En hierdie jaar het ons bazaar op die 7de Junie, die 7de Junie. En op hierdie bazaar is ons tema hierdie jaar 'n boerebazaar. Dit beteken jy moet asseblief die boere tema, 'n boere tema. Dit is nou nie weet ons is daarom so geseënd
met 'n klomp boere hier. Hulle gaan vir ons rigting gee. Hulle gaan vir ons wys hoe om hierdie tema voluit uit te leef. Ek sien hulle lag daar bo vir my. Maar ja, ons boere tema hierdie jaar en ons vra u asseblief dat ons graag weer hierdie jaar 'n paar bestanddele vra as u ons vir die kerk sal skenk, bring asseblief dat ons pannekoek kan maak en al die tipe van goed, dat ons genoeg het om dit te kan doen. Asseblief bring vir ons. Ons vra ook vir meel en suiker. Ons elke week sal ons vra vir iets. So vir hierdie week vra ons vir meel en suiker as u kan bring. Dan geliefdes, ons herinner u ook aan ons eeufees. Dit is hierdie jaar ons eeufees. Ons is as gemeente 100 jaar oud. Wat 'n wonderlike seën is dit nie? Ons eeufees geleentheid, geliefdes, is op die 14de en ook die 15de Junie. Dit is dan die Saterdag en die Sondag. Die Saterdag gaan daar 'n klomp mense kom om ook hierdie fees by te woon van ou predikante. Ons hoor ook dat Dominee Koos Botha kom hiernatoe uit Australië uit. Hoe wonderlik is dit nie? En dan is ek ook seker Frikkie sal ook hier wees, Frikkie Labeskagh nie. En dan 'n klomp ander predikante gaan ons nooi om ook hierdie geleentheid by te woon. So ons nooi u ook om hier te wees by hierdie wonderlike feesvieringe. Ons sal die Sondag van daardie fees gaan ons ook 'n gemeenteete hou waarin ons ook behoorlik gaan feesvier om die Here dankie te sê vir sy groot seën. Ons wil tog vir u vra, net weer teruggaan na dat as u enigsins enige doopfoto's, troufoto's, foto's van enige voorstellinge van predikante of wat ook al dit mag wees, enige foto's asseblief vir ons kantoor toe sal bring of vir Stefan sal bring. Ons is besig om nog steeds ons boek aan mekaar te slaan vir daardie byeenkoms. So dan geliefdes, net so 'n bietjie opvolg oor ons verfprojek. Ons is nou baie naby. En dit is maar net 'n bietjie meer as 'n jaar waar ons gevra het dat mense donasies gee om hierdie prent vol te maak. Jy kan gou vinnig net gaan na die volgende een toe om daai prent oop te maak, die prent van die kerk, en julle het regtig bygedra. Julle het wonderlik ons ondersteun met hierdie projek en kyk maar net hoe ver is ons nou. Ons het nou nog net R30,000 om in te samel van die volle amper R90,000 wat ons nodig gehad het. Dit beteken ons prentjie lyk nou so. Jy kan al amper die kerk heeltemal sien. So asseblief kom ondersteun ons en maak ons hierdie prentjie heeltemal oop en dan weet ons dat die verf van die kerk uiteindelik ook afbetaal is en dat ons klaar met daardie projek ook is. So asseblief ondersteun ons daarmee. Geliefdes, dit bring ons dan op die einde van vandag. Mag die Here julle seën asseblief. As u dalk vanoggend bietjie diensbaar wil wees en kom wys wat dit is om die Here te dien, kom was 'n koppie en 'n piering en dan kom drink ook sommer 'n koppie koffie saam met ons. Dit lyk vir my of Stefan ietsie wil sê. Jy is welkom, Stefan. Broers, susters, ja, ekskuus Christof. Dankie. Dominee het nou al reeds gepraat van die eeufeesvieringe. U sal sien, daar's van u wat se name ons op 'n WhatsApp groep gesit het. Ons het sommer net 'n paar name gekies wat ons in ons vergadering, ons het Woensdag 'n vergadering gehad, vinnig daaroor gepraat. Ons was net 5 op die vergadering, maar ons is heeltemal te min om al die goedjies wat ons wil gedoen hê om die terrein en met die spesifieke dag te hanteer. So ons vra asseblief, as daar nog iemand van julle is wat ons kan help, jy hoef nie noodwendig die vergadering by te woon nie, maar jou insette sal baie help. Ons weet byvoorbeeld onder andere, het ons nie die NISV se name op baie groepie van ons nie, maar hulle gaan baie betrokke wees. Hulle weet dit nog nie, maar hulle gaan sweet in daai tyd. So die NISV en dan natuurlik logies al die dames daarby. Jy sal sien in en om die kerk het daar al baie dinge gebeur. Ek weet nie, baie keer is daar sommige ouens wat na ons toe kom en sê, "Ja, julle het mooi gemaak." En dan is daar baie mense wat, ek mag dit seker nie sê nie, maar nee, ek sal dit nie sê nie. Dominee het klaar vir my gesê, maar wat nie hierdie dinge raak sien nie. Maar hier baie insette wat gelewer word. En ek wil vir almal baie dankie sê. Nou onlangs in hierdie week het ons byvoorbeeld die dames toilet klaar gemaak. Die 2 mense wat daarvoor verantwoordelik is, sit daar agter. Ek weet nie of ek hulle name mag noem nie. Ek sien die koppe skuif in die verkeerde rigting in. Mag ek sê?
Uit Hanley en jou man, baie dankie, dit lyk pragtig daar in die toilet. Dis die enigste voordeel wat ek het as koster van hierdie gemeente, ek kan in die dames toilet ingaan. As julle mans mag jy daar ingaan, die vrouens julle kan gerus gaan kyk. So, en dan 'n derde ding wat ek wou gesê het, Tommy, wie sit hier reg voor ons? Hy kom hier so Woensdag aan met 'n trok. Gert se mond hang nou nog oop, 1960 Scania. En hy laai al hierdie takke op in hierdie kerk. Dis ook moet ek sê, broers, susters, daar is so baie mense wat goeie hulp aanbied. So asseblief kom help ons. Dis al vir my baie dankie. Baie dankie Stefan, ek dink op so 'n manier kan ons net vir julle almal sê baie dankie. Hierdie gemeente is 'n betrokke gemeente. 'n Gemeente wat vir mekaar omgee, wat vir sy kerk omgee. Ek sê altyd vir mense, as ons maar net kon besef, hierdie kerkgebou behoort nie aan Dominee Jean nie. Dit sou vir my wonderlik wees as dit aan my kon behoort. Ek is lief vir kerkgeboue. Maar hierdie kerkgebou behoort aan ieder en elkeen van u. Dis u gebou. Dis u terrein hierdie. En mense kan dit sien. Mense kan sien dat u het hierdie kerk lief, hierdie gemeente lief. En so baie dankie vir alles wat julle doen. Kom ons gaan voort, kom ons stry aan en kom ons werk ook so om 'n nuwe pad ook hier in Parys te maak. Totsiens vir julle almal, mag julle 'n geseënde dag verder hê.